Welkom graad 9. In hierdie les gaan ons gou vinnig kyk oor hoe om produkte van twee terme te bepaal, maar partykeer of daar kortpaaie is wat ons kan gebruik. En in hierdie les gaan ek vir die eerste kortpad wys wat ons kan gebruik wanneer daar gevra word vir jou om te vereenvoudig. En as ons vereenvoudig, dan gaan ons gewoonlik produkte bepaal. Reg, so die papegaai metode is die metode wat ons gewoonlik gebruik om produkte van twee terme te bepaal. En as jy nog nie weet wat die papegaai metode is nie, gaan kyk asseblief eers die video oor die produk van twee terme. Wanneer ons die papegaai metode gebruik, dan as hy klaar gemaal het, dan lyk my snavel van my papegaai soos volg. As jy nou 'n goeie verbeelding het, kan jy so van die regterkant af kyk. Dit lyk amper soos die snavel van 'n papegaai. Reg, so kom ons gebruik eers die papegaai metode en dan kyk ons wat gebeur en of ons 'n patroon raak sien en of daar iewers 'n kortpad is wat ons kan gebruik. So met geen vooraf kennis van kortpaaie nie, begin ons maal. X maal x, weet ek is x kwadraat. X maal positief 1 is positief 1x, en min 1 maal x is negatief 1x, en min 1 maal positief 1 is min 1. Dan weet ek moet altyd net vinnig kyk of daar gelyksoortige terme is, en in hierdie geval is daar. Ek het 1x en ek trek 1x af. Met ander woorde, daar's geen x'e wat oorgedra word na my finale antwoord toe nie. So my finale antwoord is x kwadraat min 1. Ons gaan nou kyk of ons 'n patroon raak sien. Kom ons doen net nog een saam. Reg, so met geen vooraf kennis nie. Ekskuus, daai moet 'n plus wees. Die twee tekens moet verskil. xy maal xy gee vir my x kwadraat y kwadraat. Want ek tel die eksponente op as ek maal. xy maal positief 1 gee vir my positief xy, min 1 maal xy is min xy, en min 1 maal positief 1, 'n plus maal 'n minus, gee vir my 'n negatiewe 1. En weer eens moet ek kyk of my antwoord kan vereenvoudig. X kwadraat, y kwadraat het geen ander terme wat by hom kan opgetel word nie, maar ek het 1xy en ek trek 1xy af. As ek 1 het en ek vat 1 weg, is daar geen xy'e wat oorgedra word na my antwoord nie. So my finale antwoord is x kwadraat y kwadraat min 1. Reg. Nou party van julle sou nou al 'n kortpad kon raak gesien het. Want by al twee hierdie voorbeelde val my middel twee termes weg. Hoekom? Want die tekens verskil. Ek het 1xy en ek het 1x en ek trek 1x af, as gevolg van x maal positief 1 en x maal negatief 1. So wat is baie belangrik? As die tekens in die hakkies verskil, en die hakkies het identiese elemente, dan gaan my middelterme altyd wegval. So dit is eintlik nie nodig om die volle papegaai-bek metode te doen nie. As ek van x min 1, x plus 1 af, dadelik na my antwoord toe wou gaan, watter kortpad sien julle raak? X min 1 maal x plus 1 gee vir my 'n antwoord van x kwadraat min 1. Al wat gebeur het is ek het my x'e met mekaar gemaal, die eerste twee en die laaste twee. X maal x het vir my gegee x kwadraat, min 1 maal plus 1 het vir my gegee negatief 1. Kom ons kyk na die tweede een ook. Xy min 1 maal xy plus 1 het vir my 'n antwoord gegee van x kwadraat y kwadraat min 1. Wat is met mekaar gemaal? Nie die volle papegaai-bek nie, maar slegs die eerste twee terme en die laaste twee terme. So dis 'n kortpad wat ek kan gebruik. Nou wanneer kan ek hierdie kortpad gebruik? Hierdie kortpad kan ek net gebruik as my twee hakkies identiese elemente het. So dit wat daar staan,
herhaal homself. Dit wat hier staan, herhaal homself identies. En baie belangrik, die tekens moet verskil. Hoekom? Want slegs as die tekens verskil, as ek een het van iets en ek trek een van dieselfde ding af, kan die middelterme mekaar uitkanselleer. Reg, so die tekens moet verskil, want 'n plus van iets en 'n negatief van dieselfde ding kanselleer mekaar uit. En daarom kan ons dan sê, die eerste twee terme word met mekaar gemaal. So 'n driehoek maal 'n driehoek gee vir my 'n driehoek se kwadraat. My antwoord sal altyd 'n negatiewe teken hê. Hoekom? Want omdat die tekens in die hakkies moet verskil, sal ek altyd 'n negatiewe teken in my antwoord hê, want inverse tekens met mekaar gemaal gee altyd vir my 'n negatiewe teken. En dan maal ek my laaste twee terme en ek kry die kwadraat van die vierkant as deel van my antwoord. So dit is die reël wanneer ek die kortpad mag gebruik. Twee hakkies, identies met verskillende tekens. Reg, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Hierdie gaan ons nou die kortpad gebruik. 3x kwadraat herhaal homself. 2 herhaal homself. En die tekens verskil. Ek gaan nie die lang papegaai bek metode doen nie. Ek gaan slegs die eerste 2 maal. 3x kwadraat maal 3x kwadraat gee vir my 9x tot die mag 4. Ek het my getalle gemaal en my eksponente opgetel. En dan maal ek my laaste twee terme. Min 2 maal plus 2 gee vir my negatief 4. Reg. Nog 'n voorbeeld waar ons die kortpad kan gebruik. En hier het ek nou weer 3 elemente wat met mekaar gemaal moet word. Kyk net gou-gou, ek gaan hierdie teken verander na 'n negatief toe. Min maal 'n hakkie maal 'n hakkie. So ek het eintlik 3 goed wat met mekaar gemaal moet word. 2 maal 3 maal 4 byvoorbeeld. 2 maal 3 is 6 en 6 maal 4 gee vir my 24. Maar ek kon ook gesê het 3 maal 4 is 12 en 12 moet nog gemaal word met 2 wat ook vir my gee 24. So in hierdie geval gaan ek kies. Ek gaan eers hierdie twee hakkies met mekaar maal voordat ek die minus gaan maal met die antwoord. Reg, so nou sien ek, hierdie twee hakkies is identies en hulle tekens verskil. Ek het die plus verander in 'n minus, dat hulle tekens verskil, sodat by hierdie kortpad reël inpas. En al wat ek dan doen is ek maal die eerste 2, x kwadraat maal x kwadraat gee vir my x tot die mag 4, min 3 uit tot die derde mag maal plus 3 uit tot die derde mag gee vir my negatief. 3 maal 3 is 9 en ek tel my eksponente op, want ek is besig om 'n maalsom te voltooi. Nou dat ek weet wat my antwoord is van my twee hakkies wat met mekaar gemaal is, gaan ek die negatiewe teken nog maal met my antwoord van die twee terme. Negatiewe teken word ingemaal, so ek kry negatief x tot die mag 4. Negatief maal 'n negatief gee vir my positief 9y tot die mag 6. Reg, hier het ek nou nog 'n voorbeeld. En hulle hou daarvan om produkte van twee terme ook 'n bietjie breuke by te sit. Nou wat belangrik is hierso is dat jy moet sien hier's 'n skeiding in terme. Hulle wil hê ons moet hierdie twee hakkies met mekaar vermenigvuldig en ek hoop jy kan sien dat die kortpad gebruik kan word want die hakkies is identies. Dit wat daar staan herhaal, dit wat hier staan herhaal en die tekens verskil. So ek sou kon sê eerste 2 en laaste 2 word met mekaar gemaal. Reg, so kom ons begin daarmee. Wanneer ek breuke met mekaar maal, x op 2 maal x op 2, maal ek tellers en noemers met mekaar. X maal x gee vir my x kwadraat op 4. So as ek die eerste 2 sou maal, kry ek 'n antwoord van x kwadraat op 4.
En dan min 4 maal plus 4 gee vir my min 16. Reg, nou wat moet hier gebeur? Ek moet 2 vat en ek moet hierdie antwoord van my maalsom aftrek, maar ek moet die totale antwoord aftrek. En hierdie minus wat voor die hakkie staan, daar staan eintlik 'n minus 1. So wat moet gebeur? Hierdie minus 1 moet nog ingemaal word met my antwoord, want enigiets wat voor 'n hakkie staan beteken hy moet ingemaal word. Die 2 word nie ingemaal nie, want daar's 'n hy's deel van 'n afsonderlike terme, daar's 'n skeiding. So wat word ingemaal? Slegs die min 1 wat teenoor die hakkie staan. So my negatiewe teken word ingemaal en ek kry min x kwadraat op 4 en ek maal my negatiewe teken in en ek kry positief 16. So ek het steeds nog nie my finale antwoord nie, want ek het nog getalle wat opgetel kan word. Getalle, ek het min x kwadraat op 4 en 2 plus 16 gee vir my positief 18. En dis my finale antwoord.